Hemelse Vader, U is waardig, U is ons koning Heer, en ons kom bely ook ons liefde van die begin van die skepping af, dat U ons so lief gehad, dat U alles geskape het en geskep het, en toe heel laaste, toe alles in plek was, het U ons as mens geskape daar in die tuin van Eden. Here, het U liefde getrou aan ons bewys, ook daar waar die volk van U afgedwaal het. Here, daar waar hulle op hulle eie manier met die toring van Babel ook tot in die hoogste hemele wil opgeklim het, kan ons dit nie in ons eie krag doen nie, want U plan was gewees. Johannes 3 vers 16 plan van die liefde vir die wêreld, dat U elkeen van ons so lief gehad het, Here, dat U U seun gestuur het na hierdie gebroke harte en sondige wêreld toe, sodat U wat in U glo verlos kan word. Ons beleef daardie verlossing oor hierdie Paasnaweek, Here, waar U seun Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Ons sondes het Hy op Hom geneem. Maar Here, Hy het nie dit gedoen nie, Hy het dit ook afgeneem van ons af. En Here, Hy het die dood oorwin. Dankie vir ons jong mense wat donderdag aand so getrou was, en ook daardie uitbeelding aan ons uitgebeeld het en deur toneel vir ons opnuut kom sê, U is die sterkste, U is almagtig, U het die sleutels van die doderyk in U besit. En ja, Here, daarom kan ons dan ook vanoggend U opstanding vier, U leefkrag, en Here, dat U aan mense verskyn het. En ja, Here, selfs na U dood weet ons dat dit U is, want U het Maria op die naam genoem. Na die dood onthou U en ken U ons nog steeds. Al wat U gesê het was, Maria, en vanoggend het ons nodig, dat U ook ons naam kom noem, dat U ons ook raak sien in die tyd van ons lewe. En ja, Here, ons is ook U tuinwag, U in ons lewe ook opstaan, en mag ons U opstanding in ons lewe as U tuin beleef. In Jesus naam alleen. Amen. Ons lees vanoggend saam met Johannes 20 van vers 11 tot 16, die paar verse. Ek gaan nie die hele gedeelte daar lees nie. Dit sal ook op die bord wees. Die hoofskrif is Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan, daar sit waar die liggaam van Jesus gelê, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as U hom weggevat het, sê vir my, waar U hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Ons lees net tot sover en kyk ons na vers 15b. Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as U hom weggevat het, sê vir my, waar U hom begrawe het. En dit is met hierdie gedagte van Maria, wat ek vanoggend ook na elkeen van ons toe wil kom. En in hierdie gedeelte
vind 'n moeder weer haar seun. En vanoggend kyk ons na Jesus se opstanding vanuit die oë van hierdie moeder, wat bekommerd is dat huil oor haar seun en sy weet nie waar hy is nie. En net om hierdie gedeelte in konteks te plaas, lees ons met Johannes 19 vers 41, waar daar vir ons geskrywe staan, dat Jesus se graf, die nuwe graf, in 'n tuin was. Daar staan vir ons geskrywe, by die plek waar Jesus gekruisig is, daar was daar 'n tuin, en in die tuin was 'n nuwe graf. Ek wil dit net op die bord sit, daar sit net al my goedjies reg het, ja, close hy op. Goed, daar staan ons nou. So, in Johannes 19, kom ons agter dat Jesus opstaan in 'n tuin. En dit is wat my so opgewonde maak, oor hierdie, ek wil dit amper noem, die tyd van opstanding. Maar jy sien, in Genesis, daar lees ons van 'n ander tuin. 'n Tuin wat God gemaak het, die tuin van Eden. En daar word Adam dan spesifiek aangewys as hierdie tuinier. Daar staan vir ons, die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. En dit is wat ons moet weet, dat daar voor vandag se opstanding 'n tuin was wat Adam moes oppas. En nou vra ek vir myself, Adam het 'n goeie werk gedoen as bewerker, as bewaarder van hierdie tuin. Want in hierdie tuin het die duiwel op die einde van die dag die oorhand gekry. Die sondeval het in die tuin ingekom. In hierdie tuin van Eden, waar hierdie lewe moes wees, wat God vir die mens geskep het, daar het gebrokenheid ingekom. Die tuin word die skeiding tussen God en mens en God. En dan gaan ons na 1 Korintiërs 15 vers 22 toe. Want soos almal deur Adam gesterf het, daar waar hy die tuin moes bewerk het, wat hy alles in stand moes gehou het, so het almal deur Adam gesterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. En hier kom ons by die nuwe lewe, hy leef hier in my hart. En Jesus kom en hy bring in hierdie opstandingstuin vanoggend, daar waar die leë graf is, daar kom bring hy lewe. Hy verander die boodskap, en wanneer Maria dit vir Jesus sien, kan ons verstaan hoekom sy sê, of hoekom sy dink hy is die tuinier. Want Jesus se graf was in 'n tuin gewees. Johannes 19 vers 41 bevestig dit, en in 'n tuin is daar gewoonlik 'n tuinier. En Maria vra vir hom, maar as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het. Jesus antwoord haar deur haar op die naam te noem. En Maria dink hy is die tuinier. Maar hierdie tuinier ken haar en weet wie sy is. Want in Johannes 10 of voor Johannes 19 lees ons dat Jesus die goeie herder is, en die herder ken sy skape op die naam. En hierdie persoon wat opgestaan het, is nie 'n ander Jesus nie, is nie 'n ander persoon nie. Dis dieselfde Jesus wat ons in Johannes 10 van lees, wat elkeen van ons op die naam ken. En as een haartjie van ons kop afval, dan weet jy dit. So daar's geen twyfel, is net weer eens 'n bevestiging dat dit dieselfde Jesus is wat opgestaan het. Dit sê vir ons hierdie ware tuinier wat Maria sien, wat eintlik Jesus is. Ek ken sy plante. Of ek nou 'n kaktusie is, en of ek nou 'n roosboontjie is, of 'n doringboontjie, Jesus weet wie jy is. En hy het jou so gemaak, en hy ken jou vanoggend as hierdie persoon, as hierdie tuinier wat na jou toe kom en sê, ek weet wie jy is. Ek weet watter blom jy is, ek weet watter plant jy is. En as dit nie mooi is om so na Jesus kyk as hierdie tuinier, en hy sê, my Here, ek hoor van die tuin van Eden, ek hoor van hierdie opstandingstuin. Maar Here, ek wil vanoggend vir u sê, ek is die tuin. Die tuin is nie net 'n plek in Genesis en nou in die Nuwe Testament. Ek is vanoggend die tuin. Here, kom staan vanoggend op in my lewe. Ek wil u ontmoet, ek wil u sien as die tuinier van my lewe. Die een wat skoffel, die een wat die grondjies losmaak, die Here, die een wat snoei, waar daar snoei nodig is, en saam met die snoei is daar 'n traan en pyn en lyding, Here. Maar hy is ook die een wat versorg, is die een wat water gee, is die een wat die stokkie langs my stammetjie inplant om my reg op te hou, Here. Ek is daar in die tuin vanoggend. Jesus is tuinier. Vat dit wat hy vir Maria sê,
en hy saai dit in haar hart in. Ons lees in Matteus 13 die gelykenis van die saaiër, waar Jesus self vir ons sê, die saad is die woord van God. En die tuinier van jou en my lewe kom en hy saai 'n saadjie van geloof, ek het opgestaan. Hy saai moed en hy saai hoop in jou lewe dat ons omstandighede kan en mag verander. Dit is wat die tuinier doen en dan lees ons vir die Heilige Gees wat hierdie saad laat ontkiem en laat groei. Ons dink aan Adam. Adam het gefaal in daai eerste tuin. Miskien probeer ek nog op my eie my tuintjie regmaak en laat groei en ek my eie uitvruggies dra. Maar Here kom agter dat ek kan dit nie doen. Ek het hierdie nuwe tuinier nodig, die tuinier van lewe en opstanding. Ek het hom nodig, ek het 'n ontmoeting met hom nodig sodat ek weer geestelik kan groei, geestelik kan wakker word. Want hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 45, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Ja, God het hom gemaak. Die laaste Adam, verwys na Jesus, het egter die lewendmakende Gees geword. Die laaste Adam het opgestaan en die saad wat hy saai is die opwekking, die lewe na die dood. Die laaste Adam het egter die lewegewende Gees geword. Jesus se opstanding bring lewe anders as die tyd van Eden waar ons weggestuur is. Het Jesus se opstanding vir ons weer versoening bewerkstellig. Wat doen hierdie tuinier? Tuinier plant. Hy plant in haar die werklikheid van sy opstanding deur aan haar te sê, Maria, dit is ek jou seun wat opgestaan, ek ken jou. My ma, ek ken jou, noem jou op die naam. Wat plant hy nog in haar? Hy plant in haar die geloof dat sy dit aan die disippels moet gaan oorvertel. Maria gaan vertel dit vir die disippels. Ek glo jy kan dit doen, 'n vrou. Dis 'n werk wat nie eintlik was in daardie tyd. Ek vertrou 'n vrou om hierdie opstandingsboodskap te kan oordra. Wat plant hy nog in haar? Hy plant in haar die moed om vir die disippels te sê, ek het die Here gesien. Ek roep teken. Wat plant die Here in jou hart vanoggend met die wete dat hy opgestaan het? Dat ek na hom kyk en sê, Here, ek weet van die tyd van Eden, ek weet van hierdie tyd waar die leeggraf vanoggend is en soveel jare gelede ook was. Maar ek is vanoggend die tuin, Here, kom staan in my op. Jesus werk met ons, ook soos hy hier werk. Hy plant geloof, hy versorg, hy snoei, en hy laat ons vrug dra. En in hierdie tuin van my, en ook in die tuin wat Maria haarself bevind het, toe sy gehuil het, toe sy hartseer was, toe sy verlang het, was die tuinier reeds daar. In haar trane, in haar hartseer, was die tuinier reeds daar gewees. In jou en my bekommernis, in ons hartseer, in ons verlange, in ons bekommernis, is hy reeds daar, hy is reeds in jou tuin, in jou lewe. Sy opstanding vind in 'n tuin plaas. Die verhaal van verlossing, van herstel en nuwe lewe begin weer in 'n tuin. Daarom kom ons beweeg weg van die tuin van Getsemane. Ons ontmoet die opgestane Here in hierdie opstandingstuin van my lewe vandag en sê, Here, kom staan op. Ek kan daar die tuin wees waar binne die Here vanoggend opstaan as jy hom gaan toelaat. Jesus bring in ons 'n ander tuin as die tuin van Getsemane. In hierdie tuin is die duiwel oorwin. Die dood is gestroop van sy krag en hy staan op as oorwinnaars en ons staan saam met hom op as oorwinnaars. Ons lees van die tuin waarin 'n leë graf is, want Jesus het opgestaan en 'n nuwe woord, 'n nuwe saad van oorwinning, geloof en hoop aan ons kom bied vanoggend. Mag die woord van God dat hy opgestaan het, dit is die saad wat Jesus van praat,
dat hy waarlik opgestaan het, mag dit ontkiem, dat ons nie net sal sing en sal weet, hy het opgestaan nie, en ons ken die hele verhaal nie, maar dat ons vanoggend sal agterkom, wie het opgestaan? Wie hierdie tuinier is, wat Maria op die naam ken, en wie sy aansien as die tuinier. Jesus is die tuinier van God se nuwe skepping. Ons harte is die grond en hy plant nuwe lewe in ons deur sy opstanding. Die woord van God is die saad. Hy versorg ons, hy snoei ons en die Heilige Gees laat alles ontkiem. Geliefdes in die Here, die tuinier wat Maria gesien het, is die opgestane Jesus wat nuwe lewe gee in jou en in my lewe. Hemelse Vader, dankie dat ons kan wegbeweeg van die tuin van Eden en kan uitkom by die tuin van opstanding. En in hierdie tuin is daar lewe, Here. Ons kyk nie na die leë graf nie, ons sien U raak, ons sien lewe, ons sien herstel, ons sien oorwinning, ons vind hoop, Here. En dankie dat U in ons lewens insaai, dat U die geloof vir ons gee, dat dit werklik U is wat opgestaan het. Here, dat U vir vroue en ons vertrou om vir ander mense te gaan sê die Here het opgestaan. En Here, dat ons ook kan bely, maar ek het die Here gesien, uitroepteken, dat dit ons belydenis is in ons lewens, dat ons werklik U hand in ons lewens sien. Daardie God stories wat ons ook gereeld met mekaar deel, mag ons dit beleef en mag ons dit ervaar en mag ons dit opgewondenheid sê, maar die Here het opgestaan, waarlik het opgestaan. En weet julle, hy het nie net in die tuin opgestaan nie, hy het ook in my lewe opgestaan. Ek is die tuin waarin die Here opgestaan en hy is my tuinier. Hy versorg my, gee my water. Wanneer dit droog is, kry ek my hulp en my voedingsstowwe van hom af. Wanneer ek in die woestyn is hy die een wat die wolk laat kom en die water uit die wolk laat reën. Here, hy is die een wat die kraaie opdrag gee om my te versorg. En ook, Here, dankie dat U my by lewensstrome plant. Selfs in Openbaring lees ons van hierdie bome buite Psalm 1, waar daar 'n tuin is wat ook die lewende water is en hierdie bome geplant is langs strome lewende water. Die begin U woord in Genesis met 'n tuin. En ons lees in die Nuwe Testament van hierdie opstandingstuin en ons lees in Openbaring, die laaste boek, Openbaring 22, ook van hierdie bome, Here, wat in 'n tuin is wat vrug dra wat waterstrome oor hulle vloei, mag ons daardie bome wees. Dankie dat ons bietjie na U kom kyk van 'n vrou se perspektief, 'n moeder se perspektief. En dankie Here dat ons U vandag so kon ontmoet